Dit is vandag Woensdag 12 Maart. Ek lees vir jou Deuteronomium 32 vers 10. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land, waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Die tema vandag is gestroop van my eie idees. Dink aan die Israeliete se 40 jaar in die woestyn. Eers het hulle gedink God het hulle vervloek, dat God hulle na die woestyn toe gelei het om hulle dood te maak. Hulle wou met alle mag en mening terug na Egipte toe, terug na hulle slawerny toe. Toe leer God hulle om anders te kyk. Een ding wat die woestynervarings ook doen, is dat dit ons stroop van bepaalde idees oor die lewe. Die woestyntyd het die vermoë om ons van sommige illusies te stroop. In die gestrooptheid van die woestyn, waar die gewone afleidings van die lewe verdwyn, word ek met die naakte waarheid van my lewe gekonfronteer. Vrae soos: waar bevind ek my in die lewe? Waar staan my verhouding met God? Kom telke maande by ons op. In sulke tye kom die Gees tot ons redding, nie om ons illusies te versterk of om ons te laat insluimer nie, maar om ons wakker te maak, om ons te neem na waar ons reeds is, maar nie gereed is om te aanvaar nie. In die skaarste van die woestyn vul en versterk die Gees ons om te sê: al is dit nie wat ek gekies het nie, is ek nou hier. Kies ek om hier te bly, door die Here my uitlei. Ek kies om ook bidend op God te bly wag. Dit laat my dink aan die gedig van die Oostenrykse digter Erich Fred, Es ist, was es ist. Ek lees dit graag vir jou. Dit is onsin, sê die rede. Dit is wat dit is, sê die liefde. Dit is 'n ramp, sê die logika. Dit is niks anders as pyn nie, sê vrees. Dit is uitsigloos, sê insig. Dit is wat dit is, sê liefde. Dit is belaglik, sê trots. Dit is ligsinnig, sê verstandigheid. Dit is onmoontlik, sê ervaring. Dit is wat dit is, sê die liefde. Gevul met die Gees van Christus kan ons met 'n ander gesindheid en ingesteldheid na ons woestynervarings kyk. Vra jouself die vraag af, van watter bepaalde idees wat onwaar is, wil die Here my in hierdie tyd stroop. Deur die oë van liefde kan ons die moed kry om die waarheid te konfronteer en te sê: dit is wat dit is, maar sy genade is vir my genoeg. Kom ons bid saam. Here, wat is dit wat ek moet leer, moet sien, moet afsien, moet ingroei in hierdie woestynervaring? Amen.